Goeiemôre aan almal van julle. Ek is nie uit die land uit nie. Alhoewel julle kan sien, ek kry koud. Ek glo jy kry kouer veral daar in Vicksburg, in Bethlehem, in liewe aarde. Daar's al 'n paar plekke waar die ys loop jy op die gras, dan hoor jy sommer hoe kraak hy. Mense, toe ons rugby gespeel het op ons daar was ons mal met daai kaalvoete op daai ys. Nou ja, ek wil nie oor rugby praat nie en ek wil sommer net so 'n bietjie oor die woord praat. En ja, ek het gister nou nie 'n boodskap gegee nie. Ek was gister net baie besig. Ons het gewoonlik Dinsdagoggend 'n manne van die woord en dan is hy bedrywig en toe het my ou karretjie ook 'n ou probleempie gegee en ek het hom nou ingevat, so vandag sal ek hom terugkry en alles sal seker weer tot normaal wees. Dankie vir julle wat vir my bid en wat vir my besorg is. Ek waardeer julle uit my hart het en ek kan nie genoeg dankie sê vir julle wat ons finansiëel ondersteun nie. Ons bære dit naby in ons hart. Dankie, 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 dankie. Nou vanmôre wil ek met julle praat. Sekerlik een van die bekendste, maar ons dink dis baie keer hoërgraad, maar iemand met die naam van Salomo het Spreuke geskryf. Mense, hierdie ou was slim om al hierdie goed uit te dink. Kyk, dis nie 'n mens nie, maar hy het dit mos van die Here afgekry. Onthou jy? Hy het gebid vir wysheid. Kan jy dit onthou? Nou ek hoop ek praat vandag 'n bietjie met jong mense want ek wil so graag met jong mense praat en ek hoop jy gaan dit dalk vir 'n jong mens stuur of vir jou kinders wat nou tieners is. Ek wil vanmôre vir jou iets sê wat nie om Dawid sê nie, maar wat die Bybel sê, wat Salomo sê. Spreuke 1. Ek gaan vir jou lees uit Spreuke 1. Hoor 'n bietjie wat sê hy hierso. Spreuke 1 vers 7. Maklik om te onthou, né? Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Ok, daai vrees is nie bang wees nie. Ek dink daai vrees gaan niks anders as respek nie. Dit beteken, jy moet hoor wat sê die Here. Jy moet respek hê. Nou as ek nou moet hoor, my kind vrees my, dan gaan dit vir my baie sleg wees. Dan beteken dit, hy het nie vrymoedigheid om na my toe te kom nie. Dan beteken dit, hy wil nie my kom vra as hy 'n probleem het nie. Wat belangrik is, ek wil hy met respek hê vir my. Ek wil hy moet hoor wat ek vir hom sê. Ek wil hy moet gehoorsaam wees. Dan gaan ons 'n pad stap. Maar as hy vir my bang is, dan is daar nie 'n verhouding nie. Is dit nie so nie? So hierdie woord vrees is dalk miskien nie reg bedoel nie. Ek dink in daai tyd het hulle gesê vrees is vrees, maar vrees beteken jy moet gehoorsaam wees, jy moet respek hê. Hy sê, die vrees van die Here is die beginsels van kennis. So vrees van die Here beteken om respek hê vir die Here beteken hierdie is die bottom line. Hierdie is die bottom line. Sorry vir my Engels. Nou tweedens, sotte verag die wysheid en ook die tug. Verskoning. Wat beteken verag? Verag beteken hulle wil niks daarvan hoor nie. Jy moet nie met hulle raas nie. Hulle verwerp enige teregwysing. Nou vers 8. My seun, ons kan net sowel sê my dogter, luister na die tug van jou vader. Luister na die tug. Wat is tug? Vermaaning om jou reg te help. Ek weet kinders hou nie daarvan, veral tieners. My ma het gesê dis die fase van die hormone en die demone. So jou kop is op 10 ander plekke, jy's verlief, jy's nie lekker nie, dis die stadium van die pysies en die meisies. So kinders, luister na jou ouers. Hoor wat hulle sê. Moet dit nie verwerp nie. Verwerp nie die onderwysing van jou moeder nie. Luister na die tug van jou vader en verwerp nie die onderwysing van jou moeder. Wat beteken onderwysing? Die lering, die teaching, wat jou ma jou leer. Die feit dat jou ma jou sê, jy moet netjies aantrek. Die feit dat jou ma jou sê, jy moet jou skoene optel. Die feit dat jou ma jou sê, jy moet skorrelgoed was. Die feit dat jou ma jou leer, moenie dit verag nie. Want weet wat, as jy dit nou nie leer nie, gaan jy môre swaar kry. Ek sien dit so baie mense, groot mense wat sukkel in die lewe. Weet julle hoekom? Omdat hulle ouers hulle nie geleer het nie. Daar's vir my niks so lelik as kinders wat nie maniere het nie. Stem julle saam met my? Die van julle, ek sien julle koppe maak so. Daar's niks, 'n groter verleentheid, 'n groter embarrassment vir ouers as kinders hulle self nie kan gedra nie. Weet jy hoekom kinders hulle self nie gedra nie? Dis die ouers se skuld. Ek onthou in die onderwys het hulle gesê, jy kry nie probleem kinders nie, jy kry probleem ouers. Daarom ouers, ek praat met julle op. Dis nie lekker nie, maar in liefde kan jy jou kind vermaan. My kind, ek is baie lief vir jou, maar jy kan nie jou kamer so los nie.
My kind, jy kan nie so laat slaap nie. My kind, jy kan nie dit doen nie. My kind, ek wil jou help. Hoor jy wat ek sê? My ma het gesê, is nie wat jy sê nie. Dis hoe jy dit sê. Moenie op jou kind skreeu nie. Jou kind is nie 'n dier of 'n vark of 'n hond of wat ook al nie. Jou kind is 'n mens. En elke woord wat jy vir hom sê, dit hang af op die manier hoe jy dit vir hom sê. Nou preek ek 'n bietjie hard, né? Kom ons gaan na vers 9 toe. Want dit is 'n lieflike krans vir jou hoof. Hoor mooi, hy sê, as jy na die tug van jou vader luister en die onderwysing van jou moeder luister, gaan jy 'n lieflike krans kry. Wat is 'n krans? Dit is soos by die Comrades, as jy nou gewen het, dan sit hulle 'n krans om jou. Vroeger jare by die Olympiese spele het hulle 'n laurierkrans om jou gesit. Dit beteken, jy het lof, mense gaan jou lof gee, want jy's gedissiplineer. Jy weet om nie te vloek en te slegte goed te doen nie, want jou ma het jou geleer. Ek het al so baie keer in my lewe dit gehoor, my ma het my nie so groot gemaak. Pragtig. Eer sal die Heer aan daai wonderlike ma. Kyk, ons het nie 'n maklike ma gehad nie, maar 'n ma, sy het ons goed groot gemaak. Sy het ons groot gemaak in die vrees van die Here, in die respek van die Here. Nou goed, kom ons kyk. Hy sê, want dit is 'n lieflike krans vir jou hoof en suurlike kettinge vir jou hals. Wow, daar stap jy met hierdie krans. Hoekom? Want jy het ouers gehad wanneer jy geluister het. So wat ek in my lewe hoor, for every sacrifice, there's a reward. Dis nie maklik om elke dag tereggewys word. My kind, tel jou klere op, borsel jou skoene, borsel jou tande, jy moet netjies wees, trek mooi aan. Het gaan nie oor wat die mense sê nie. Het gaan oor dat jy dissipline. Dissipline klink soos 'n verskriklike slegte woord, maar dit is nie. Dit help jou om korrek op te tree, want eendag is eendag. As jy daar buite is en jy gaan werk, dan gaan hulle jou fire omdat jy nie dissipline het nie, omdat jy laat kom, omdat jy nie luister nie. En dan gaan jy teruggaan. Hoe het jou ma jou groot gemaak? Het jy kranse om jou nek, laurierkranse? Of het jy silwer om jou arms? Wat het jy? Ek sê weer, nou eendag praat ons van iemand, kom met 'n baie vooraanstaande huis uit, maar die ouers het nie gedissiplineer nie. Nou kan jy, hulle sê, buig die boompie terwyl hy nog jonk is, want as hy oud is daai stam sterk, dan wil hy nie buig nie. So vanmôre kom ek in liefde en ek praat met die ouers en sê, moenie dink dat jy doen sleg aan jou kind as jy op 'n mooi manier hom help nie, want jy help hom uit die pad vorentoe, dat hy nie eendag dit swaar gaan hê omdat jy dit nie gedoen nie. En baie keer voel ons as ouers, omdat ons skuldgevoel is, miskien as jy deur 'n egskeiding, dan compromise jy. Dan gee geldjie vinnig, maak hom reg. Gee hier 'n rand, gee daar 'n rand. Maak hom net stil. Nee, kan ek vir jou sê, kind soek nie jou geld nie. Kind soek jou tyd en jou liefde. Kind soek jou tyd en jou liefde en jou omgee. Want jy is die enigste verwysingsraamwerk van Jesus wat jou kind dalk ooit op aarde sal hê. En ek wil vir jou sê, as jou verhouding met jou kind nie reg is nie, hoe verwag jy dat hy 'n verhouding met die Here het? Want jy is vir hom die eerste pad na die Here toe. Ek kan nooit eendag vir die Here gaan sê, ek het dit nie geweet nie, want ek het dit gesien in my huis. So kan ek vir jou vandag sê, kom ons doen wat reg is. Kom ons leer ons kinders mooi. Kom ons praat met hulle mooi. Maar kom ons leer hulle, kom ons onderwys hulle. Kom ons wys vir hulle die pad. Beste manier is, don't preach the gospel, live the gospel. En dan sê jy sien, is maklik dat hulle agter jou sal aangaan. Ja, ek klink nou soos 'n regte ou predikant vanmôre wat hier vir jou wil preek. Maar hoor my hart, ek sê dit in liefde. Kinders, julle ouers is baie lief vir julle. Julle kinders haat julle nie. Hulle haat maar net die stupide goed wat julle baie keer doen. Dis maar so eenvoudig soos dit. Kom ons bid. Here, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir die koue. Die koue is ook goed, Here, want dan waardeer ons weer die somer. Dankie vir seisoene. Dankie vir 'n nuwe seisoen in ons lewe. Help ons om dit te bewaar. Here, ek bid vir jong mense vandag, vir kinders, dat hulle hierdie woord sal onthou. Bid vir ouers, Here, dat hulle met groot verantwoordelikheid mooi met hulle kinders sal praat. Hulle sal leer en op die regte pad sal bring. Ons bid al hierdie goed in Jesus Christus se naam. Amen. Mag jy 'n fantastiese, geesvervulle,
geseënde dag hê en weet dat Jesus jou baie lief het en jou beste lê voor. Totsiens tot 'n volgende keer.